Môre almal. Ek moet sê nee, ons is nie so baie vandag nie. Maar sjoe, julle gesels asof ons 3 keer hierdie hoeveelheid is en dit maak my hart sommer baie bly dat julle opgewonde is om mekaar te sien en opgewonde om hier te wees. En in hierdie koue dag is ons nog steeds hier om die woord van die Here te kom ontvang. Wat 'n blessing. En ek weet dat die mense wat vandag nie hier is nie, gaan ons definitief online kyk. So ek wil sommer net vir hulle sê ook baie welkom by die diens en ek hoop julle geniet dit ook baie. Kom ons staan en dan sing ons die eerste liedjie tot eer van die Here en dan word ons lekker warm van binne af. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Halleluja, hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas na syne, slaan op tromme en kom dans vir God se wil. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Dat sy julle kan vir ons sit. Okay, ek hoop julle is nou lekker warm na daai oorwinningslied. Dit maak mense sommer so opgewonde van binne af om daai lied te sing, nê. En uit te spreek dat daar was al klare oorwinning gewees. Hoe wonderlik is dit, nê? Nou die eerste ding op ons lys is ons verjaarsdagmaatjies. Ek weet nou nie wie is hier vandag nie, maar wie gaan vir ons vandag die chocolates uitdeel? Wie is lus om chocolates uit te deel? Lidie, gaan jy vir ons chocolates uitdeel? Kom, jy gaan vir ons chocolates uitdeel. As ons verjaarsdagmaatjies hierso is, kom ons kyk. Eerste is dit Derek Tesneer en Erik Engelbrecht. Is julle hierso vandag? Is een van julle hierso? Okay, Juanita Opperman, sy is, ek het haar nie vandag gesien nie. Llewellyn van Vollenhoven en Clarice van Nieuwenhuizen. Is enige iemand hierso vandag? Nee, maar ek is seker julle word lekker vandag bederf in die bed, warm in die bed vir julle verjaarsdag naweek. So ek hoop julle geniet dit. Ons sal julle chocolates vir julle hou. Lidie, ons sal volgende keer uitdeel. Dankie hoor. Daar is hy. Goed, nou die volgende slide is ons musiekbediening. Soos wat julle laasweek gehoor het, is ons op soek na nog mense om ons te kom join by die musiekbediening, om ons op hierdie journey te kom saam met ons op hierdie journey te kan kom. Dit is amazing om 'n donderdag by mekaar te kom en lekker saam te sing. Dit is amper nie soos 'n musiekbedieningsoefening nie. Dis eintlik soos 'n praise and worship night. Hoe ons daai aand aanpak en hoe ons die liedjies kies en hoe ons saam oefen en hoe ons lekker gesels en hoe ons verhoudings bou met mekaar. En ek is seker die Here se hart is opgewonde as hy ons hoor sien. En ek dink die bure hoor ons ook, want ons het 'n full band wat op 'n donderdag aand sing. So as jy deel is van lus is om deel te wees van hierdie journey, kontak vir David of kom sê vir my en ons is almal en ons
geniet hierdie journey saam met mekaar. Goed, dan die volgende ding is Bybelstudie op 'n Woensdag en ons is besig met die Openbaring. Die Johannes Evangelie. Genigtig. Okay, ekskuus. Ons is besig met die Johannes Evangelie. So, wat 'n lekker journey om saam op te gaan en ons ontdek lekker nuwe skatte in die woord en die Here breek vir ons sy woord oop en hy kom groei in ons, hy kom lei ons, hy kom join ons op 'n Bybelstudie Woensdagoggend. Dan die volgende ding is iets baie lekkers vir die dames. Nou manne, julle moet ook baie mooi luister. Ons gaan geur met vleur. Nou wat dit is, ons het 'n parfuumdag. Nou die dames wat die vorige keer deelgeneem het aan die Grimeerdag, dit was fantasties. As jy jou gesiggie opgesit het en jy voel sommer lekker, dan voel jy sommer so, jy weet, oelala. Maar nou gaan ons om so een stappie opvat. Ons gaan nou nie net ons gesiggies mooi versier nie en opdoen, ons gaan nou leer om ons eie parfuum te maak daai dag. Die parfuum wat by jou pas, of dit nou blommetjies is en of dit nou sitrusgeur is en of dit nou net 'n sagte linnengeur is. Ons gaan ons eie parfuum maak wat by jou persoonlikheid pas. So ek vra vir jou, kom sit daai tydjie op sy en ons gaan sommer van oelala na fancy. En ons gaan onsself nou net lekker opbou en ons vrou wees. Nou man, ek het vir julle 'n baie belangrike werk. Ek weet wat gaan deur hierdie vrouens se koppe, want dit gaan deur my kop. Ek kan nie daai dag gaan nie, want my wasgoed gaan nie gewas word nie. Wie gaan die vloer was met al die hond se pote? En wat gaan van die kinders word? Jy gaan vir jou vrou $20 in die hand stop en sê, daai dag is jou dag. Ek sal die wasgoed was. Ek gaan die vloer skoon maak en ek sal die kinders sorg. Jy gaan fancy. Okay, jy gaan fancy. So daar's net 20 plekke beskikbaar. Nee, ek jok. Daar's net 19 plekke beskikbaar want my naam is eerste op. Daar's net 19 plekke beskikbaar, so jy moet vinnig spring om jou plekkie te kry vir die geur met vleur damesbederfoggend. Jolanda gaan dit vir ons reël en ek sal hierdie slide sommer op ons groepie ook sit, dan het julle al die inligting. Okay, so spring vinnig en kom deel aan hierdie lekker damesdag wat ons het. Goed, en dan die volgende ding is gebedsversoeke. Dis eintlik 'n gebedsversoek, dankbaarheid, sommer so alles in een. Onthou julle hoe het ons gebid vir Wimpie van der Merwe wat daar in die oorlog in die DRC was, wat hulle op 'n stadium nie geweet het waar hy is nie. Hulle is ingeval deur die vyand, as ek dit so kan sê, en hy was vermis vir 'n rukkie. Nou daar's goeie nuus. Daar's 'n moontlikheid dat hulle kan terugkom. En hulle is nog nie seker of Wimpie op die vlug gaan wees nie, maar ek wil hê ons moet asseblief bid. Daai mamma en daai pappa gaan deur 'n baie moeilike tyd. Of hulle seun terugkom of nie. So ons moet bid asseblief dat die Here hom op die vlug sit terug, maar ook al sy medesoldate, dat hulle terug kan kom en verenig kan word met hulle gesinne. So ek vra dat julle vir Wimpie van der Merwe asseblief en al sy soldaat-vriende sal bid, dat hulle kan terugkom op daai vlug. Nou ja, en dan volgende is ons by die offergawes. Liddy en Janko gaan vanoggend vir ons die offergawes opneem. Kom ons gee vir die Here se koninkryk, sodat ons kan terugploeg in sy werk. As ek ons maak ons oë toe.
Here Jesus, baie dankie vir 'n lekker oggend, almagtige Vader. Dankie vir die lekker reën, Here Jesus. Here, ons kan absoluut U hand van seën sien bo op ons gemeente, almagtige God, in elke liewe vlak. En so ook finansiëel, Here Jesus. Ons dra hierdie bydra op en ons lig dit op, Here Jesus, en ons plaas dit voor U troon neer, almagtige Vader. En ons sê vir U baie dankie dat U vir ons seën, almagtige Vader. Here, ek wil ook bid vir Ludwig se boodskap vanoggend, almagtige Vader. Praat asseblief kragtig deur hom, Here Jesus, en maak asseblief ons harte oop vir U boodskap van U hart af, almagtige God. Ons begin vandag in die naam van Jesus Christus. Amen. Van my kant af, hartlike goeiemôre. Ek wil graag herinner aan die woorde in Genesis hoofstuk 22. En dit is die karakter van God, wie God is. En ons weet die verhaal gaan oor Abraham en Isak. En Abraham wat vir Isak moes offer. En ons weet, Isak het op 'n stadium vir sy pa gevra, maar hy weet, hier's nou hout en hier is vuur. Nou waar is die ram wat geoffer moet word? En Abraham het in daai oomblikke gesê dat God sal voorsien. Hy sal die ram voorsien vir die offer, en dis in vers 8. En later weet ons die verhaal het afgespeel, en ek wil herinner aan hierdie woorde, nadat die engel natuurlik aan Abraham verskyn het en gesê het, moenie jou seun offer nie. En die ram agter hom in die bos vas was. En Abraham het gesê, toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. En natuurlik is dit Jehovah Jireh, God sal voorsien. En ons weet, daarna het die Here Jesus verskyn, God het die offerlam voorsien. Ons weet die Heilige Gees is voorsien. En as ons dink aan ons lewe vandag in die Nuwe Testamentiese era, God voorsien. En dis wie hy is. Dit is wie hy is. Dis sy naam. Hy is verbind daaraan. Dit is sy karakter. En met hierdie woorde groet die Here ons. God voorsien. Hy is Jehovah Jireh. Ontvang die seën van die Here en mag die genade en die barmhartigheid en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, kragtig vermenigvuldig word deur die kragvolle werking van die Heilige Gees in elkeen van ons se lewens. Amen. Kom ons staan, dan sing ons heerlik saam. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons verheerlik U naam, soos ons nou voor U staan. U is verhewe, o Heere God, Hosanna in die hoogste. Loof hom, loof die koning en die Heer. Loof hom, bring aan hom die lof en eer. Heer, ons bring U die eer. U is ons koning en Heer. Word verheerlik, o Heere God, Hosanna in die hoogste. Eer aan die koning van die konings, eer aan die koning
Jesus, loof hom Immanuel. Vrede vorst, sterke God, blink môre ster. Saam met al die engele sal ons U loof. Ons sal heers met U tot in ewigheid. Ons sal heers met U tot in ewigheid. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowige sang. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons loof aan die Skepper wat altyd getrou sy kerk hier bewaar, dit vernuwe en bou. Ons bly inspireer en ons stuur deur sy Gees om sout en om lig vir die wêreld te wees. Loof die Heer, sing geloof.
Vader, ons bring lof en eer en aanbidding na u voete, terwyl u op u hoë en verhewe troon sit. Vader, u is God. U is alomteenwoordig, alwetend, alwys, almagtig, genadig en barmhartig, regverdig. U is heilig, 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 en die hele aarde is vol van u heerlikheid. Ons aanbid u. Ons aanbid u vir wie u is. Vader, dankie dat ons die voorreg het om u kind te kan wees. Here Jesus, dankie dat u hierdie weg vir ons gebaan het, geopen het. Dankie dat u 'n versoening is, die versoening is tussen God en die mens. Here Jesus, ons aanbid u, dierbare Heilige Gees. Dankie dat ons elke dag bewus kan wees van u teenwoordigheid. U spreek, u bemoedig, u versterk, u help, u dra deur, u vermaan en bemoedig. Here, ons aanbid u. Dankie vir hierdie oggend. Ons dink aan hulle wie ongesteldheid het in die liggaam, wat siek is, vanoggend in die bed is, by 'n dokter moet uitkom. Ons dink aan hulle, Here, ons herinner u ook aan wie u is, Jehovah Rafa. Vader, u is ons geneesheer. En ons vra u, Here, dat u ook hulle sal aanraak, wie ongesteld is. Ons aanbid u en ons bring u ook lof toe, Here, dat u in beheer is van hierdie wêreld. Ook ons lewens, ons tye is in u hande, sê die psalmdigter. En ons buig laag voor u. Dankie vir hierdie oggend, dankie vir elkeen wie hier is. Ek weet, Vader, u het met ons elkeen vanoggend 'n afspraak. U wil met ons praat. Daarom gee vir ons ore om te hoor, harte wat ontvanklik is. En dierbare Heilige Gees, spreek diep in elkeen van ons se harte. Amen. Nou ja, vir ons kinders, ons jeug, tieners, daar is vir julle 'n spesiale boodskap wat voorberei is. Julle is welkom. Nou ja, dis 'n baie groot voorreg om weer vanoggend hier te wees. Ek glo u sal saamstem. Dis altyd die moeite werd om so 'n bietjie af en toe die weer te trotseer, terwyl ons hier so in die middel van hierdie winter is en alles is nat, altyd, al ewig. Maar dis 'n voorreg. Ons het warm huise en ons kan in die huis wees en ons kan tussen mekaar wees. En hier is warm geselskap en oop harte. Nou ja, dis 'n groot voorreg en soos ons gesê het die Here op my hart gedruk om u te praat vanoggend uit Johannes hoofstuk 14 oor die voortdurende teenwoordigheid van die Heilige Gees. 'n Baie belangrike tema om oor te praat, veral ons in die Nuwe Testamentiese era na die uitstorting van die Heilige Gees. En natuurlik uit die aard van die saak, onthou ons is eintlik nou nog in Pinkstertyd. Alhoewel ons nou nie 'n Pinksterreeks gehad het nie, was laas Sondag was dit Pinkstersondag, uitstorting van die Heilige Gees. So dit is 'n merkwaardige tyd om in te beweeg. Nou Johannes hoofstuk 14 gaan ons saam lees daarvan af die 15de vers. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom,
omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Judas Iskariot nie vra toe vir hom, Here, hoekom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie en die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ek gaan net vers 27 ook lees. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. Ek gaan net tot daar lees uit die wonderlike woord van die Here, die voortdurende teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ek sal my Vader vra en hy sal 'n ander trooster, 'n ander voorspraak gee om vir julle om vir altyd by julle te wees. Vir altyd by julle te wees. Nou ek dink ons almal verstaan wat dit beteken om geskei te wees van geliefdes. Ek dink ons almal weet dit. Ons het almal iets in gemeen en dit is dat iewerste in ons lewe op 'n tydstip van ons bietjie langer as ander baie onlangs, moes op 'n stadium familie groet, vriende groet, afskeid neem en baie van ons kom ook terwyl ons immigrante is op 'n tydstip waar jy begin eensaam raak en dit raak dikwels te veel en dit raak swaar. So ons ken in 'n mate waardeur die Here Jesus se disippels moes gaan toe hy vir hulle gesê het, ek gaan van julle af weg. Natuurlik uit die aard van die saak, vir 3 jaar het die Here Jesus met hierdie manne 'n besondere pad gestap, die 12 disippels saam met Judas Iskariot natuurlik, die 12 disippels en dit was vir hulle 'n baie moeilike saak gewees. Om afskeid te neem van die Here Jesus, dis iets wat hulle nie aan kon dink, dis iets wat hulle nie kon begryp nie. Dit het hulle in die hart gegryp om te dink dat hulle Messias, hulle Here, hulle Meester van hulle af moes weggaan. En daarom wat ons ou Petrus wat so baie gepraat het, baie keer gesê het, nee, dit sal nooit gebeur nie. Nooit, nie terwyl ek hier is nie. Dit sal nie gebeur nie. Maar die aard van die saak, dit was nie sy wil nie. Baie van ons ken die pynlike ervaring om eensaam te wees te midde van groot skares van mense. Ons ken dit goed. Om van iemand geskei te wees deur afstand soos ek genoem het of selfs deur die dood. Dit is 'n pynlike ervaring wat dag vir dag makliker raak om te hanteer, maar nooit regtig weggaan nie. En ek dink almal van ons ken die gevoel. Dit raak dalk makliker oor tyd, maar daai pyn en daai hartseer, daai rou gaan nie weg nie. Dit bly daar. Dit raak dit makliker om dit te hanteer. Dis een van die mees seerste ervarings in die lewe. En ek dink ons kan so 'n bietjie uit 'n emosionele punt verstaan waardeur die disippels moes gaan. Dis waarom die Here Jesus vir hulle gesê het, julle vers 27, moenie ontsteld wees nie. Moenie bang wees nie. So saam met daai emosies, die Here Jesus het geweet wat in die harte van sy disippels aan die gang was in daai oomblik, om te verstaan dat hy moes van hulle af weggaan. En al sê hy vir hulle, al gaan ek weg, en dit is voordelig dat ek weggaan, en ek gaan 'n ander trooster, 'n ander voorspraak stuur, naamlik die belofte van die Vader, die Heilige Gees, was daar nog steeds in die harte van die disippels daardie ongesteldheid, daai vrees.
En hy bemoedig hulle om te sê, moenie bang wees nie, moenie ontsteld wees nie. Ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. Dis wat hy gesê het. En dis 'n wonderlike belofte om aan vas te hou. Die Here Jesus het aan die einde van sy aardse bediening, en ons kan dit gaan lees in die evangelies, en dis waarom ek so dankbaar is, ons is besig met die evangelie van Johannes, want dis waar jy dit so mooi sien. Deurgaans het die Here Jesus met die disippels gepraat, omdat hy gaan weggaan. Ja, aan die einde van sy aardse bediening het hy hulle begin voorberei, dat hy moet na Jerusalem toe gaan, en daar moet hy gaan sterf. Hy moet gaan sterf deur die hande van natuurlik van die ouderlinge het hy dit genoem, die hooggeplaastes, die fariseërs en aan die einde van die saak, die kruisiging deur die Romeine. Sy disippels was ontsteld net met hierdie eenvoudige gedagte. Hulle het hom probeer oorreed om te bly. Hulle het probeer. Petrus het probeer oorreed om deur Jesus oorreed om te bly, maar hulle kon dit nie verstaan nie. Hulle kon dit nie begryp nie. Dit is asof hulle bietjie blind was om te verstaan presies wat die Here Jesus moes doen, natuurlik saam met die opstanding en ook die Heilige Gees wat kom. So vir hulle het dit nie altyd in diepte verstaan nie. Maar vir ons wat terugkyk, meer as 2000 jaar kyk ons terug in die geskiedenis, en ons kyk met ander oë na die kruisiging, ons kyk met ander oë na die opstanding, ons kyk met ander oë na die uitstorting van die Heilige Gees, en dit maak vir ons absoluut sin dat die Here Jesus moes weggaan. Want as die Here Jesus nie opgevaar het in die hemel en aan die regterhand van die Vader is nie, het die belofte van die Vader nooit gekom nie. Het die Nuwe Testamentiese era nooit gekom nie. Want die uitstorting van die Heilige Gees merk die oomblik in die geskiedenis toe dit 'n Nuwe Testamentiese kerk geword het. En geliefdes, dit is wat ons onderskei van die Ou Testament. In die Ou Testament het kinders van God, of die volk, nie die Heilige Gees en God beleef soos wat ons beleef vandag nie. Besef jy die groot voorreg om deur Christus Jesus na die troon van God te kan gaan? Want die Here Jesus het daai weg gebaan. Die oomblik toe die Here Jesus gesterf het, is daai voorhangsel in die tempel, is hy van bo na onder, is hy geskeur in twee, om net te simboliseer, om te wys dat dit wat skeiding gebring het tussen God en die mens, is geskeur, is uit die weg geruim. En die Ou Testamentiese gelowiges het nie die Heilige Gees gehad, soos wat ons vandag die Heilige Gees beleef nie. Dis 'n wonderlike voorreg. Is 'n genade tyd. Is 'n tyd deur die Heilige Gees. Om dit maklik te verstaan, om hierdie tyd waarin ons leef, die Heilige Gees tyd, die Nuwe Testamentiese tyd ook mooi te verstaan, later gaan ek weer daarby uitkom, is dat die Nuwe Testamentiese tyd, die Heilige Gees, is die voortgesette werk van die Here Jesus in die harte van kinders van God. Dis waarom die Here Jesus gesê het, ek gaan vir julle 'n ander trooster stuur, en daar's iets spesifieks omtrent ander trooster. Dit is nie iets wat anders is nie, dit is dieselfde. Ek gaan dit nou vir jou, sal ek dit vir julle wys. Nou wat het die Here Jesus geleer omtrent die Heilige Gees? Die Heilige Gees is natuurlik 'n persoon. Ons weet hy is die derde persoon in die drie eenheid. Hy dink, voel, hy het 'n wil, hy leer, hy lei. Die woord van die Here sê hy kan bedroef word. Sy werking kan in ons lewe uitgeblus word. Hy het al die eienskappe van 'n persoon. En dit is belangrik om dit te verstaan, want baie mense dink dat die Heilige Gees is 'n onpersoonlike krag of invloed. Dis nie wie hy is nie. Hy is 'n persoon. Soos wat die Here Jesus 'n persoon is en soos wat God die Vader 'n persoon is, 3 in 1. Hy is God. Hy is God. Hy werk direk in mense se harte, in die ongelowige se hart. As jy vanoggend hier sit en kan sê, ek het tot bekering gekom, ek is gewederbaar, was daar 'n oomblik gewees in jou geskiedenis waar God deur die Heilige Gees persoonlik met jou gepraat het. 'n Ou stemmetjie wat daar in jou hart met jou gepraat het en gesê het, as jy vandag te sterwe kom, dan lyk jou pad nie baie grand vorentoe nie.
Daar's 'n stem. Hy is die Gees van God, die Gees van Jesus. Dis die terme wat in die skrif uitkom. Die Gees van die waarheid, die vertrooster, die parakleet of parakletos, het jy dit al gehoor. Dit is wie hy is in die beradingsterme. Hy is die groot berader. Dis die werk wat hy in die kind van God doen, daagliks, om te bemoedig, om te vermaan, om te versterk, om te oortuig. Dit is wie hy is. Dis die voortgesette werk van die Here Jesus in die lewens van kinders van God. Hy is ewig. Hy is ewig, daarom dat hy sê, ek sal altyd by julle wees. Hy is ewig. In die aard van die saak het die Here die aand voor sy kruisiging met sy disippels gepraat oor die Heilige Gees. En ons is eintlik baie lof verskuldig aan Johannes met hierdie evangelie om dit vir ons so mooi uit te beeld. En as jy Johannes hoofstuk 13 tot 17 gaan lees, dan kom jy agter hoe in diepte Johannes die Heilige Gees bestudeer en oorskryf. Maar dit gaan so mooi oor die koms van die Heilige Gees na die kruisiging, na die opstanding, na die hemelvaart. En alhoewel dit die genadetyd is dit ook die evangelietyd. Jy sien, God wil deur die kerk die evangelie versprei. En God het geweet dat die kerk gaan krag nodig hê om dit te kan doen, want ons as kinders van God, die mens, gaan dit nie in sy eie krag kan regkry nie. Daarom dat hy in Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dis die evangelie era. Daarom as jy vir God wil getuig, vra die Heilige Gees om jou te bekragtig om dit te kan doen. En hy sal dit doen. Hy gee vir ons die krag, hy gee vir ons die vermoë om in hierdie evangelie era sy evangelie te kan uitdra. In Johannes hoofstuk 14 vers 26, ek herinner jou weer aan hierdie woorde en ek gaan nou 'n paar teksverse gebruik om net te herinner. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Is dit nie kosbaar nie? Deur die skrif, die Heilige Gees, die outeur, herinner ons aan al die woorde van die Here Jesus. In hoofstuk 15, vers 25, maar die woorde wat in die skrif geskrywe staan, moet vervul word. Hulle het my sonder rede gehad. Wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig, en julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Kosbaar, die Gees van waarheid. Hoofstuk 16, vers 14. Hy sal my verheerlik, dis die Gees, kom ons lees vers 13. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Die Gees van die waarheid. Ek stuur die belofte van die Vader. Is dit nie kosbaar nie? Jy sien, dikwels wonder ons, waarom verstaan ons nie die skrif nie? Baie keer is daar mos dinge wat bietjie swaar is om te verstaan. Petrus sê ook dit van Paulus se geskrifte. Soms moeilik om dit te verstaan. Maar die outeur hiervan is die Heilige Gees. En hy openbaar die dieptes van God se woord, dat ons dit kan verstaan. Hy herinner ons aan die lering van die Here Jesus. Daarom, ons wonder dikwels, maar weet, daai ou diep daar in Afrika se woud, hoe sal hy nou in die hemel kom? Die Heilige Gees doen die werk. Dis nie kosbaar nie.
Die Heilige Gees doen die werk, daarom dat hy uitgestort is. Daarom dat hy het die voorreg om te herinner aan alles wat die Here Jesus geleer het, gesê het. Ons behoort om te soek vir sy krag. Ons behoort om te vra vir sy leiding, om toegerus te word met krag uit die hoogte. Jy sien, dis wat die Here Jesus vir sy disippels gesê het, met sy hemelvaart, gaan terug na Jerusalem toe, gaan terug, en wag op die belofte van die Vader, gaan wag, en jy sal krag ontvang, sodat jy toegerus is, om te kan getuig. En met Pinkster het die Heilige Gees homself openbaar, soos Jesus beloof het. Hy is uitgestort. En natuurlik, Jan het laasweek met ons daaroor gepraat, en ek so dankbaar daaroor, en dit het gekom met wonders en tekens uit die hart van die saak. Die tonge soos van vuur, en in daai oomblik die gawe van bestaande tale, om die evangelie te kon verkondig, aan hulle wie daar is uit die hele wêreld, sodat hulle die evangelie kon hoor. En ek dink dit is 'n verskriklike belangrike punt om eendag by stil te staan, is waarom is hierdie gawe van tale gegee en waarom gee God dit? Dit is tot opbouing van die liggaam, maar hoofsaaklik vir die verkondiging van die evangelie. Dit is so belangrik. So belangrik. Ons sien in ons dag vandag te veel mense wat dit gebruik om hulle self te verheerlik, om hulle self op die troon te sit. Want vir een of ander rede dink hulle dat om vervul te word met die Heilige Gees, die primêre teken daarvan is wat? Te praat in een of ander ondergrondse diaboliese dialek. Niemand verstaan dit nie, niemand is daar om dit uit te lê nie, dit bou niemand, dit stig niemand, en niemand kom tot bekering nie. So ons moet daaroor praat, dit is so belangrik om te verstaan, wat is die gawe van hierdie tale? Die evangelie. Die evangelie. Die Heilige Gees het gekom, Pinkster het gekom, die Heilige Gees is uitgestort, 'n nuwe fase is ingelei. Die Nuwe Testamentiese tydperk. Kosbaar. En ek is so dankbaar dat ons die voorreg het om in hierdie tyd van genade en Heilige Gees teenwoordigheid te kan leef. Om God op so 'n manier te kan ervaar. Maar jy weet wat kom saam met 'n groot voorreg? Kom 'n baie groot verantwoordelikheid. Kom 'n groot verantwoordelikheid. En saam met groter voorregte en groter verantwoordelikhede kom wat? 'n Groter oordeel. Wat doen ons met die genade wat aan ons gegee is? Weet, in die Ou Testament, as jy gesondig het, moet jy 'n bokkie gaan slag. 'n Lammetjie vat, geoffer, en as jy nou baie arm was, 'n duif moes jy gaan offer het vir die versoening van jou sonde. Voortdurend. Ek weet regtig nie waar hulle al die skape en al die bokke gekry in daai tyd nie, maar die volk en die priesters was baie besig geweest. Maar dit was die vereiste, voortdurend, want sonder bloedvergieting vind daar nie versoening vir sonde plaas nie. Voortdurend, en kosbaar om te dink dat ons hoëpriester het in die hemel ingegaan, eens en vir altyd is die offer gebring, en die Heilige Gees is uitgestort en ons lewe in genade. En dan gaan daar mense uit wat sê, nou het ons die genade en nou kan ek lewe soos ek wil. Paulus spreek dit baie sterk aan, dit hoort nie so nie. Johannes inteendeel ook. Ons moet versigtig wees, wat doen ons met die genade wat aan ons gegee word? Verskoon, ek is 'n bietjie van die punt af, maar dis belangrik om dit te besef. Ons het vryheid deur die Gees van God. Die Heilige Gees het natuurlik 'n taak. En hierdie taak is om die Here Jesus te verheerlik, om hom te verhoog in ons lewens, deur ons lewens in hierdie tydperk waarin ons leef. In Handelinge 1 vers 1 tot 2 lees jy die woorde dat die Here Jesus het aan sy disippels opdragte deur die Heilige Gees gegee. Hy beskryf wat die Gees voortgegaan het om te doen. Hy herinner ons aan die Here Jesus, aan sy waarhede. Ek het dit al reeds vir u gesê. Hy lei die sendingwerk van die kerk in en hy hou dit ook in stand.
Wanneer die boodskap van Joshua, of nie Joshua nie, van Jesaja kom, wat ons nou die dag gehoor het, toe Dominee Johan hier was, waar hy gesê het, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En jy sit daar en sê, ek wil gaan, dis die Heilige Gees wat die sendingtaak van die kerk in stand hou, deur jou, want hy roep jou nou vir diens. Dit is hoe die Heilige Gees werk. Dit is hoe die Heilige Gees werk. Toe die Here God my in 2018 die visie in my hart gewerk het om Nieu-Seeland toe te kom, dis die Heilige Gees wat sy werk in stand hou. Dis kosbaar. Weet jy wat, die Here Jesus het vir Petrus gesê, op hierdie rots gaan ek my kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En tot vandag toe hou die Heilige Gees, die Here Jesus, die kerk in stand. Hy stuur sendelinge soos wat hy wil. Hy roep mense soos wat hy wil. Wat word van ons verwag? 'n Oop hart. Sodat die Heilige Gees kan spreek, sodat die Heilige Gees kan stuur, sodat die Heilige Gees kan gebruik soos wat hy wil. Dit vra van my om beskikbaar te wees in die hande van die lewende God. Want uit dankbaarheid gee ek myself. Uit dankbaarheid. Die sendingtaak word deur hom gelei, deur hom in stand gehou. Kosbaar om te dink dat die Vader het dit beplan, die versoeningsplan beplan, die Seun het dit volbring, die Gees voer dit uit en hou dit in stand. Wat doen die Heilige Gees nog? Hy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, sê Johannes 16 vers 8 tot 11. Hy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En ek lê klem op die woord oortuig, want die Heilige Gees beskuldig niemand nie. Dis die duiwel se werk. Hy is die aanklaer. Die Heilige Gees kla ons nie aan nie. Hy oortuig ons. Jy sal dikwels, jy as kind van God, dan hoor jy in jou hart, hier's 'n beter weg om te gaan. Jy ervaar dit baie keer daar op Facebook. As jy iets lees wat jong, dit krap jou so 'n bietjie dwars hier in die krop, dan klim jy daarop met daai 2 duime op daai foon of daar op jou keyboard, né? En jy begin tik en ewe skielik dan is daar 'n stem wat vir jou sê, stop. Stop vir 'n oomblik. Delete. Druk 'n punt. Dis dit. Dis die Heilige Gees wat oortuig. En dit is so belangrik ook vir wanneer iemand nog nie gered is nie, wanneer iemand nog nie tot bekering gekom het nie, en jy hoor die boodskap van die evangelie dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en as jy nie in hom is nie, het jy nie die lewe nie, en dan hoor jy die stem van die Heilige Gees wat vir jou sê, dit is jy. Dis die Heilige Gees se werk. Hy oortuig van sonde. Hoekom sonde? Die grootste sonde en die enigste sonde waaraan alle mense skuldig is omdat hulle nie glo in die naam van die Seun van God nie. Johannes 16 sê dit self. Hy verklaar daai gedeelte by homself. Die res is net simptome van die probleem. Die mens se probleem is, hy glo nie in die Seun van God nie. Hy glo nie dat Jesus is God nie. Hy glo nie Jesus het 'n versoening bewerk nie. En die simptome daarvan is hulle is in die wêreld en hulle doen allerlei goed wat hulle nie veronderstel is om te doen nie. Ons ken die lewe van sonde, is dit nie? En dis die probleem. Maar hy oortuig ook van geregtigheid, dat Jesus regverdig is. Hoekom nog geregtigheid, sê die skrif? Want in my eie geregtigheid gaan ek nie die hemel sien nie. As ek moet staat maak op die geregtigheid wat ek probeer bewerk, dit gaan nie werk nie. My beste werke, sê die woord, is soos 'n besoedelde kleed voor God. My mooiste werke. Ek kan die beste mens wees op aarde, ek kan die mooiste lewe leef, ek kan niemand ooit te nakom nie, maar as jy nie glo in Jesus nie, gaan jy nie die hemel sien nie. Want jy probeer die hemel bewerk deur jou eie geregtigheid. Gaan nie werk nie. Dis wat Johannes 16 op sin speel. En natuurlik oortuig van oordeel. Hoekom oordeel? Jongs, as Johannes 8 vers 44 mos nou sê, weet, die ongeredde mens, die natuurlike mens, het die duiwel as geestelike vader. Jong, en hy doen die begeertes van sy geestelike vader. Hy doen dit met 'n plesier, is vir hom lekker om te sondig, is dit nie? Is lekker. Maar die skrif sê vir ons dat die duiwel is reeds geoordeel. Die duiwel weet wat is sy eindbestemming. Hy weet. Hy ken die toekoms. God het klaar vir hom gesê, jy's vermorsel, jy's vernietig.
Die hel is voorberei vir die duiwel en sy engele. Hy weet dit. Nou ja, en dan die mens willingly volg hom, jong. En die skrif sê vir ons, hy is reeds veroordeel. Ons moet dit verstaan. En hy trek af soveel as wat hy kan. Uit die aard van die saak, verder roep die Heilige Gees die mens tot bekering, om gered te word, daai stem hier binne jou. Dan sê hy, in Hebreërs 3, vers 7 tot 8, luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het en my in die woestyn op die proef gestel het. Daarom het hulle my op die proef gestel en uitgetart, hoewel hulle 40 jaar lank gesien het wat ek vir hulle gedoen het. Dis wat die Heilige Gees sê, in die woord. As jy die roepstem van God hoor, moenie jou hart verhard nie. Farao het dit probeer. Hy het dit so 'n paar keer probeer en toe verhard God sy hart. Moenie dit doen nie. Die volk in die woestyn, dis die voorbeeld in die skrif, het dit ook gedoen. En dit het hulle baie swaar. Hulle moes dit maar baie swaar dra. Moenie God uithard nie. As jy die stem van die Heilige Gees hoor, moenie jou hart verhard nie. Die Here het 'n manier om daai knieë wat nie wil buig nie, te breek. Hy het 'n manier om dit te doen. Ek dink moet hom nie beproef nie. As jy al die stem van die Heilige Gees gehoor het, gehoorsaam hom. Doen wat hy sê. As dit kom by roeping, ek sê mos altyd, iemand het my gevra, het jy geweet van kleins af dat jy 'n dominee wil word? Toe sê ek, nee, almal om my het geweet. Nie ek nie, want ek wou nie. Ek wou nie, maar God het mense gebruik om met my te praat, en ek wou nie. My pa het met my gepraat, my ouma het met my gepraat, die dominee het met my gepraat, ek wil nie hoor nie. Maar God het 'n manier om jou ore oop te maak. En hy het sy maniere gebruik. En ek het gehoor. Die pad stap nie, is nie 'n lekker pad nie. Hoor en gehoorsaam die stem van die Here as hy praat. Moenie jou hart verhard nie. Uit die aard van die saak ook verder, wedergeboorte, Johannes hoofstuk 3. Hy is 'n agent wat wedergeboorte bewerk, die nuwe lewe in God. Die wind waai waar hy wil, so is elkeen wat uit die Gees gebore is, sê die skrif, Johannes 3 vers 8, Romeine 8 vers 9 bevestig dit, Titus 3 vers 5 bevestig dit, die Gees waai soos hy wil, waar hy wil, ons weet nie, maar die Gees oortuig, die Gees vernuwe, hy maak nuut. Gaan lees dit. Hy werk in die gelowiges se harte. Die onthou is die voortgesette werk van die heilige Here Jesus. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ons het dit gelees, ek sal jou nie as 'n wesie agterlaat nie, ek kom na julle toe. Ek sal die Vader vra en hy sal julle 'n ander trooster gee. Vers 16, 'n ander trooster, hoor mooi, een van dieselfde soort. Dis nie iets anders nie, ek het dit aan die begin gesê, dis nie iets heeltemal anders nie. Een van dieselfde soort. In sy vleeslike lewe was Jesus beperk tot een plek, ons weet dit. Na sy verheerliking kon hy beweeg. Deur geboue, deur mure, deur deure, ons het dit gelees al. Nou deur die Gees is hy oral teenwoordig. In elke kind van God se lewe en in elke kind van God se hart. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie, sê Romeine 8 vers 9. As jy die Gees van God het, behoort jy aan God. Waarom is dit belangrik om dit te besef? Jy sien Efesiërs, dit gaan hand in hand met die ewige lewe. Johannes hoofstuk 10 leer dit vir ons as hy sê dat my skape luister na my stem, hulle ken my stem en hulle volg my. Ek ken hulle by die naam. En ek behoort aan God. In Efesiërs 1 vers 13 staan hierdie woorde:
Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor het en tot geloof gekom het. In Jesus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as eiendom van God beseël. Kosbare woorde. Jy gaan dalk later dit weer moet gaan lees. Beseël, kind van God. Waarom is hierdie tyd waarin ons leef so kosbaar? Want as jy in God is, het hy jou verseël, het hy jou beseël met die Heilige Gees en jy behoort aan God. En as jy aan God behoort, is jy in die hand van Christus, sê Johannes 10, in die hand van die Vader en niemand sal jou daaruit ruk nie. Wat beteken dit? Dit beteken dat jy dan sekerheid het van jou ewige lewe in God en niks en niemand gaan jou daaruit ruk nie. Maar het jy nie die Gees nie, is hierdie goed nie vir jou werklikheid nie. Verstaan jy die implikasies van as iemand nie die Gees van God het nie? Want die Gees van God woon nie in jou van geboorte af nie. Hy kom maak woning in jou by wedergeboorte. Dan ontvang jy die seël van God. Dan ontvang jy die Heilige Gees van God. Dan natuurlik, ek het dit reeds gesê, hy is nie net blote krag nie, maar hy is God self. En ons lees dit in Korintiërs dat die Heilige Gees gee gawes soos hy wil. Elkeen van ons hier het 'n gawe. As jy die Heilige Gees het jy 'n gawe. Die Heilige Gees, God het jou, ek wil sê bederf, maar hy het vir jou 'n taak gegee. Die gawe wat God vir jou gegee het. Maar dis vir my hartseer vandag, dat baie maak meer van die gawes van die Heilige Gees, as die vrug van die Heilige Gees. Ons moet eers begin by die vrug van die Heilige Gees, voordat ons regtig in diepte die gawes van die Heilige Gees kan bestudeer. Want as ons nie die vrug van die Gees verstaan nie, en as ons nie die vrug van die Gees gaan leef nie, gaan ons die gawe gebruik vir myself en my eie verheerliking. Daarom dat dit so belangrik is om eers te verstaan dat die Heilige Gees bring vrug in 'n mens se lewe. En as die vrug nie teenwoordig is nie, moet jy jouself vra, maar het ek dan nou regtig die Heilige Gees? Is ek dan nou regtig kind van God? Want as my vrug nie ooreenstem met die vrug wat God se woord van praat nie, dan betwyfel jy jou redding. Jy moet. Ons weet mos die woord sê, jong, aan sy vrugte gaan jy die boom ken. Daar's baie kursusse oor ontdek jou gawes. Maar wanneer die dominee begin praat oor 'n heilige lewe en die vrug van die Gees, dit hou nie lank nie. Is dit nie? Dis 'n moeilike boodskap om te verstaan, om te begryp. Kom ons begin by die vrug van die Heilige Gees. Gaan lees dit gerus in Galasiërs en natuurlik ook Efesiërs. Paulus in Efesiërs hoofstuk 5 vers 18, hy praat met kinders van God en hy sê vir hulle word vervul met die Gees van God. Nou, hierdie werkwoord is natuurlik in teenwoordige tyd en dit beteken bly aanhou om vervul te word, 'n aanhoudende invulling met die Gees van God. En nou wil ek vir u dit so sê, jy is dalk verseël met die Heilige Gees en jy het die Heilige Gees ontvang, maar het die Heilige Gees jou al ontvang? Dit is 'n verskil. Dat die Heilige Gees kan oorneem in jou lewe en in die troonkamer van jou lewe kan heers. 'n Oorgawe om vervul te wees met die Heilige Gees van God. Want wanneer ek vervul is met die Heilige Gees, dan sal Galasiërs 'n waarheid word wat sê, wandel deur die Gees. Dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Dis wat Galasiërs sê. Maar ek gaan dit net doen as ek vervul is met die Heilige Gees. Die Heilige Gees, geliefde, is uitgestort op Pinksterdag. En wanneer jy jou geloof in Christus Jesus plaas vir redding van jou onsterflike siel, vergewe God, hy verlos,
En hy seël jou met sy Heilige Gees. Dis jou waarborg. Dis jou onderpand, dat jy nie sal verlore gaan nie. En hy behoort in beheer te wees van jou lewe. Dis die teenwoordigheid van die Here Jesus in jou lewe. En dit is die kosbare werklikheid dat ons die Here Jesus, dat ons God kan ervaar deur die Heilige Gees soos die disippels van ouds. Dink mooi daaraan. Ons kan die Here Jesus ervaar soos wat die disippels hom ervaar het vir 3 jaar op aarde. 'n Intieme verhouding met my verlosser deur die Heilige Gees. Galasiërs 2:20 sê ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. 'n Werklikheid. Ons weet hy leer en lei ons in die waarheid in die skrif omtrent Christus Jesus. En hiermee gaan ek nou afsluit. Die Heilige Gees bring stryd teen ons ou sondige natuur. Hy bring in jou 'n heilige ontevredenheid totdat Christus volkome regeer in jou hart. Dis sy werk. Dit is sy werk. God het ons die Heilige Gees gegee as die voortdurende teenwoordigheid van Christus Jesus self. Kosbaar. Ervaar hom elke dag. Daar's tog 'n aanmoediging, luister na sy stem. As jy sy stem hoor, moenie jou hart verhard nie. As hy jou oortuig van sonde, laat vaar die sonde, want dis God se wil. Wees gehoorsaam aan sy stem, moenie die Gees bedroef nie. Want as ons die Gees bedroef, kan daar 'n oomblik wees waar self sy werking in ons lewe uitgeblus kan word. Moet hom nie beproef, moet hom nie beproef nie, moet hom nie uittart nie, soos wat die volk gedoen het vir die 40 jaar. As jy die klop hoor aan jou hart, maak maar oop. Maak oop. Luister na die stem van die Heilige Gees. Die wat aan Christus behoort, sê Galasiërs 5:24, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. En die Gees woon in jou. En dan is daar 'n uitdaging vir jou op die tafel. Gaan bestudeer Efesiërs 5. Hy sê daar moenie dronk word van wyn nie. Moenie jouself te buite gaan met wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Word met die Gees vervul. Daar's 'n spesifieke betekenis daaraan. Word vervul met die Gees van God. Amen. Kom ons bid 'n woord saam. Vader, ons dank U dat U die belofte uitgestort het, die Heilige Gees. Dankie dat ons gehoor kan word by U troonkamer, deur die weg wat vir ons gebaan is, Christus Jesus, wat die offer gebring het. Dankie dat ons nou, elke dag, U kan beleef in ons harte en ons lewe, deur die werking van die Heilige Gees, die trooster, die parakleet, die voorspraak, die Heilige Gees. U het ons werklik nie as wesies agtergelaat nie. Dankie dat ek U kan ervaar elke dag. Dankie dat U 'n lewende werklikheid is. En Vader, ek bid, miskien is hier iemand wat na hierdie boodskap luister later en dalk vanoggend in ons gehoor, wat U nog nie so ervaar nie. Wat nie kan getuig van so 'n oomblik waar hulle bewus geraak het van U teenwoordigheid nie. En waar hulle lewe nog nooit verander het nie. Vader, ek bid U dat U lewe sal skenk, sal aanhou bly klop deur die oortuiging van die Heilige Gees, totdat die lewe aanbreek. Dankie vir U woord, dankie vir U self, dankie dat U in ons midde is. Ons maak U naam groot. Amen. Nou kom ons staan, dan sing ons 'n lied hartlik saam.
everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot Gods troon hier om te gaan. Hoe verbeur ons toch die vrede? Ach, hoe dikwels lei ons laat. Net omdat ons nie ons noorde uitstort in Gods Vaderhart. Kom ons staan net so en ontvang die seën van die Here. En mag nou die genade van God ons se Vader, die liefde van die Here Jesus Christus ons se Here en die teere opsoekende werk van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.